Solidariteit het die Verenigde Nasies versoek om self na Suid-Afrika te reis om in te gryp by die regering se sogenaamde rassewetgewing en die OR Tambo distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap veroordeel die optrede van die sogenaamde watermafia. Welkom by die Afrikaanse nuus op 18 Junie. Solidariteit het die Verenigde Nasies versoek om self na Suid-Afrika te reis om in te gryp by die regering se sogenaamde rassewetgewing. Die bestuurshoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman, sê die vakbond het 'n klag aan die VN gestuur waarin hy die Suid-Afrikaanse regering van minagting van internasionale regsbeginsels oor regstellende aksie beskuldig deur die voortdurende pogings om rasvoorskrifte vir die werkplek op Suid-Afrikaners af te dwing. Volgens Herman is Suid-Afrika tot die internasionale reg verbind en moet hy dus gehoor gee aan die beginsel dat maatreëls vir regstellende aksie tydelik eerder as permanent van aard moet wees. Herman meen die huidige rassebestel bevoordeel net die elite en politieke tenderpreneurs. Hy meen dit het geen positiewe impak op ongelykheid, armoede of werkloosheid nie. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het die aanvaarding van die pandemie-ooreenkoms in Johannesburg verwelkom. Die internasionale verdrag is by die 4de gesondheidswerksgroepsvergadering van die G20 onderteken en word deur 124 lidlande ondersteun. Die aanvaarding van die ooreenkoms volg op 3 jaar se intensiewe onderhandelings oor die gapings en ongelykhede wat uitgewys is betreffend nasionale en internasionale reaksie op die COVID-19 pandemie. Dit is daarop gemik om samewerking reg oor die wêreld te bevorder om 'n sterker en billike reaksie op toekomstige pandemies te verseker. Die Proteas is vandag met heldeverering by die OR Tambo internasionale lughawe in Johannesburg ontvang na hul historiese oorwinning oor Australië in die wêreldtoetskriketkampioenskapsfinaal op die Lords Cricketgronde in Londen. Dit is Suid-Afrika se eerste groot oorwinning sedert die 1998 kampioene trofee. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, het die span by die lughawe verwelkom en laat blyk dat bonusse vir die spelers binnekort aangekondig sal word. En die OR Tambo distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap het die optrede van die sogenaamde watermafia veroordeel en sê dat afpersing en uitbuiting op morele verraad neerkom. Die munisipaliteit het gereageer nadat lede van die nuwensgewende organisasie Gift of the Givers, wat op hul eie koste watertankwaans aan slagoffers van die oorstromings verskaf het, gedreig is. 'n Onbekende aantal booswigte wat vermoedelik bande het met 'n diensverskaffer van die stadsraad, het die weldoeners aangesê om hulle hulpverlening te staak. Volgens die munisipaliteit sal die optrede in die nasleep van die ramp nie geduld word nie. En dit is die hoogtepunte vir die dag. Baie dankie dat jy saamgekyk het. Groete tot môre.